Vaak maak Jannie sy oogies oop. Hy, die son skyn al. Het ou Klasvakie dan so baie sand in sy oogies gestrooi, dat hy so lank geslaap het? Mamma is al besig in die kombuis. Gou uitspring, en so vinnig soos sy vet beentjies om kan dra, hardloop Jannie kombuis toe. Koffie, mamma, lekker warm koffie asseblief, ma, kom die stemmetjie ewe bedees. Môre, ma se seun, het jy lekker geslaap? Vra ma terwyl sy haar seun oog in die lug optel. Eers môre sê, en dan gee mamma koffie, speel mamma. Eers koffie, mamma, ek is so dors, pleit klein Jannie. Maar hy soen daarom eers gou sy ma, want hy weet op die manier kry hy gouer sy koffie. Dankie, mamma. Waar is my skuitjie vir môre? Nie skuitjie nie, seun, dis biskuitjies. Hier is joune. Nou moet jy soet eet, hoor. Mamma wil gou pappa en die 2 groter kinders se ontbyt maak. Nou mag hy nie vir mamma hinder nie. Dit weet Jannie al te goed. Sy sussie en boetie moet skool toe en pappa is altyd so haastig want hy moet werk toe. Hy wonder daarom of hy nie net vir mamma kan vra of hulle vandag sy boetie en sussie skool toe neem nie. Mamma kan mos net antwoord, dit sal haar glad nie hinder nie. Wag, hy gaan gou probeer. Mamma, neem ons vandag die kinders skool toe? Nee, seun, tannie Sannie neem hulle vandag. Toe, drink jou koffie voordat alles net nou weer op die vloer lê. Waarom onthou mamma altyd hoe hy sy koffie nou die dag uitgestort het? Dit het tog al lankal gebeur. Hier kom pappa. Saans speel pappa en hy tog te lekker op die tapijt in die sitkamer. Maar soggens is pappa te haastig en hy praat skaars. Môre, pa se grootseun. Waar is die ander kinders? Hulle moes al aan tafel gewees het. Sannie, Gerrie, kom, julle moet kom eet, anders is julle laat, kom dit vinnig van pa. Môre, papa, groet Jannie ewe bedees. Hy wil so graag vir pa vertel van die snaakse ding waarvan hy in die nag gedroom het, toe hy geslaap het, maar hy sal liever wag tot vanaand. Hy hoop tog net hy onthou. Nou gou sy pap eet, en dan sal mamma hom aantrek, en dan gaan hy tog te lekker op die sandhoop met sy karre speel. Gister het hy en Gerrie baie paaie en brûe gebou, en vandag kan sy speelgoedkarretjies lekker daarop ry. Nadat pa en die kinders weg is, trek mamma hom gou aan. En wat gaan Jannie vandag doen? Vra mamma, terwyl sy Jannie se skoene help vasmaak. Ek gaan met my karretjie speel, mamma, sommer gou, sê Jannie, terwyl hy sy karre bymekaar maak. Gelukkig is die voordeur oop, en daar gaan hy reg uit Sandhoop toe. Die ry met die karre is tog te lekker. Maar 'n mens word moeg daarvan. En nou wil hy eers 'n bietjie rus, dink Jannie terwyl hy heerlik op sy rug gaan lê. En wat sal hy hier bo in die boom sien? Dis mos 2 voeltjies wat besig is om nes te bou. Kyk net hoe fliks dra die een ouetjie grassies, en stokkies, en watte en stukkies gare aan waarmee die nessies gebou word. Maar waarom raas die 2 dan nou so? Jannie wonder of daar iets verkeerd is. Miskien het die stokkies opgeraak. Hy sal gou in die garage strooi gaan haal. En daar die groot doos moet daar strooi wees, want mamma het gister goed van die winkel daarin gekry en dit was in strooi verpak. Hier is 'n mooi handvol strooi. Nou kan die voeltjies lekker bou in hulle nessie. Net die strooi mooi hier sit waar die mossies dit maklik kan sien, en dan gaan Jannie mooi stil eenkant sit. Hoor hoe gesels die 2 voeltjies nou. Daar sien die mannetjie voeltjie die strooi. Hy vlieg so 'n slag oor die strooi en gaan dan 'n entjie daarvandaan sit. Nee wat, alles lyk daarom veilig. Nog so 'n slaggie naby Jannie verbyvlieg en net seker maak dat hy niks sal doen nie. Jannie sit doodstil. Wat gaan die voeltjie nou maak? Daar vlieg hy nou weer na die strooi, gryp gou een van die strooitjies in sy bekkie, een van die strooitjies in sy bekkie, en dan vlieg hy weer na sy nessie toe. Kyk net hoe mooi vleg hy en sy vroutjie die strooitjie ook in die nessie in. Pa Mossie kyk eers mooi of die nessie stewig is. Dan besluit hy om nog 'n strootjie te gaan haal. Dan word die strootjie weer netjies in die nes ingevleg. Dis te mooi om te sien hoe hulle met hulle bekkies werk. Wag 'n bietjie, dink Jannie. Hy het mos daar in die akkerboom lekker droë takkies gesien. As hy dit nou gaan haal, sal die voeltjies dit ook gebruik vir hulle nessie. Vinnig spring Jannie op en hardloop na die ou eikeboom.
Gerrit het hom ons gewys hoe om in die ou groot boom te klim. Skaars was hy op die eerste dwarstak of die mossie kom wild by hom verbygevlieg. Wag man, voel, jy sal dat ek hier afval, Gesels Jannie kliphard. Weer probeer hy verder klim, maar hier kom die mossie weer en slaan met sy vlerk teen Jannie se gesig. Dis so skielik en onverwags dat die ouetjie die tak los en kaplaks op die grond val. Dis seer, Sê Jannie, en sy oogies is vol trane. Die grond is daarom baie hard. Hy is sommer vies vir mossie. Wat is dit, seun? Wil mamma bekommerd weet. Ben, wat in die tuin werk, kom ook nader om te kyk waarom huil die klein man. Daai mossie het sommer 'n lammete. Ek help hom. Snik Jannie. Skielik sê Ben, pas op mevrou, daar's 'n slang in die boom, terwyl hy nader spring en die slang met sy graaf doodslaan. Daardie voël het so geraas, hy wil nie hê die klein man hy moet in die boom klim nie. Hy's 'n slim voël. Hy het lankal gesien die slang hy seil rond hier in die boom. So gesels Ben terwyl hy met die slang besig is. Mamma en Jannie staan verslae aan een kant. Jannie het al skoon vergeet dat hy so seer geval het. Hulle het albei te groot geskrik om iets te sê, want die slang is baie gevaarlik. Toe sê mamma, Ben, daardie mossies mag nie uit hierdie tuin gejaag word nie, hoor. Omdat Jannie hulle gehelp het om hulle nesie te bou, het hulle besluit om hom te waarsku. Mamma, dis darm Gaaf jy, Jannie. nou kan ek elke dag kom kyk wat hulle maak. Dankie ma mossie, dankie pa mossie. Sê Jannie, terwyl hy na die mossie se boom hardloop. Maar die tweekies is alweer hard aan die werk, want hierdie nesie wat hulle bou, moet nog vanaand klaarkom.